Gemeente van die Here Jesus Christus, kom ons raak stil voor die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Aan al die geliefdes van God en die geroepe heiliges, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die Here se seëngroet wanneer ons saam sing uit Gesang 43 vers 1, 4 en 5. Ons antwoord op die Here en ons sing saam Gesang 43 verse 1, 4 en 5. Geliefdes, ons lees vanmôre saam uit die wet van die Here, daar uit Matteus 22 vanaf vers 34 tot 40. En ons dink daaraan terwyl ons die wet van die Here lees, hierdie samevatting van die twee tafels van die wet van die Here, dat hy vir ons die oorwinning behaal oor sonde
En hy vra ons, gaan leef nou as oorwinnaars in die liefde wat ek julle leer. Ons lees saam uit die wet, en nadat ons die wet gelees het, bly ons so sit en ons bely ons skulde vanuit Gesang 71 vers 1 en 2, maar dit sal ek ook weer aankondig. Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Soos ons sit, kom ons bely ons skuld en ons sing saam Gesang 71 vers 1 en 2. Geliefdes, aan almal wat het met ware berou en met opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser, die opgestane Jesus Christus, aan hulle verkondig die woord vergifnis van sondes. Maar ons moet ook weet dat aan elkeen wat in sonde volhard en die genade verwerp, aan hom verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van God op hom sal bly, solank as wat hy of sy in sonde bly, lewe en volhard. 1 Johannes 1 sê vir ons, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enig gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het
en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En daarmee, geliefdes, kom ons staan en ons bely ons geloof, wanneer ons elkeen saam in die hart die geloofsbelijdenis van Nicea sê. Kom ons staan. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek kan maar sit. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is vanuit Romeine 8. Ons lees saam uit die woord van die Here vanuit Romeine 8. En ons lees daar vanaf vers 31 tot 39. En jy kan oorweeg om die Bybel byderhand te hou, want ons sal soos wat ons deur die preekfolder ook weer verwys na dele vanuit hierdie skrifgedeelte. Romeine 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Salig is hulle
wat die woord van die Here hoor en dit bewaar. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, aan U die Skepper bring ons eer. Ons wil van U almag, van U liefde, van U genade en versorging getuig. U ons rots en ewige vesting, U wat ons bewaar en U lewe gee. Here Jesus, tot U roep ons roep tot U in ons sonde skuld. Ons sonde kla ons aan, Here. Net by U, Here, is daar vergifnis en oorwinning daarvan. Ons pleit by U, in U groot genade, ontferm U oor ons, Here. Here, aan U wil ons ook ons dank getuig, aan U wat die oorwinnaar is, die oorwinnaar oor die dood, U wat ons as U kinders verklaar. Deur die Gees, Here, vra ons ook, werk in ons geloof en vertroue, Here, in ons lewens, waar ons gaan, waar ons getuig, en ook nou waar ons hier voor U saam in aanbidding vergader. Ons bid dit, Here, in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, sommige uitdrukkings wat ons gebruik het eintlik 'n baie diep en ryke betekenis daaraan gekoppel. Ons kan byvoorbeeld dink aan die uitdrukking waar ons sê, so wyd soos die Heer se genade. Dit sin speel op die omvattendheid van die Here se genade, wat meer is, baie meer as die mees uitgestrekste ding waaraan jy kan dink. Die Here se genade wat meer is as enige iets waarmee jy in die lewe gekonfronteer kan word. Meer as enige beskuldiging wat teen jou ingebring kan word of enige sonde van jou. As ons daaroor dink, is dit nie iets waarna ons elkeen eintlik ten diepste verlang nie. Hierdie sekerheid van hierdie allesbedekkende genade van die Here. Maar al te dikwels is daar dinge in ons lewe wat dreig om ons te beskuldig, te wil veroordeel, om ons plat te slaan. Wat dreig om ons onseker te maak oor die liefde van God. Ons beleef aanslae in die lewe. Maar hier uit hierdie laaste gedeelte van Romeine 8 wat ons saam gelees het, geliefdes, raak dit duidelik dat dit vir ons wil sê dat jy is meer as 'n oorwinnaar, 'n hyperoorwinnaar deur God se ewige liefde. En dis wat ons vanmôre gaan doen. Ons gaan daarna kyk en sien hoe niemand jou kan beskuldig en veroordeel nie, want God sorg daarvoor dat niemand dit kan doen. En ons gaan sien hoe niks en niemand jou kan skei van sy liefde nie. Niemand kan jou beskuldig of veroordeel nie. Broers, susters, kinders van die Here, het u opgelet hoe die vraag in ons geleesde gedeelte gestel word aan ons. Dit begin daar
deur te vra, wat sal ons van hierdie dinge sê, maar dan volg dit met 'n hele rits van vrae en antwoorde. Vra wat vra, wie? Vers 31 tot 35 loop mense dit herhaaldelik raak. Wie kan teen ons wees as God vir ons is? Wie sal ons God se uitverkorenes beskuldig? Wie is dit wat veroordeel? Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Dit wys op die persoonlike aard van wat hier gesê word. Dis baie persoonlik as daar gevra word, of as iemand jou beskuldig en jy vra, dan wie beskuldig my? Dink vir jouself. Die oomblik as iets of iemand jou beskuldig, wil jy weet, wie? Dis persoonlik. Geliefdes, ons moet hiermee saam onthou. Die woord van God is die lewende woord wat met elkeen van ons spreek. En in die besonder vir jou alles wat nodig is vir jou saligheid aan jou openbaar. Maar so openbaar die woord van die Here aan alle gelowiges oor al die eeue heen, ook vir daardie gemeente in Rome, toe die Here deur Paulus aan hulle hierdie brief geskryf het. En kom ons dink vir 'n oomblik na oor hierdie gemeente. In 49 na Christus het die keiser van die Romeinse Ryk die Jode uit die stad Rome verban. Hulle weggejaag en verbied om in die stad te kom. Nou dit sou Jode wat bekeer het en Christene geword het ingesluit het. Hulle is weggejaag, maar 'n paar jaar later mag hulle wel weer teruggekom het. En toe hierdie Joodse Christene terugkeer, vind hulle in die gemeente dat daar nou meer heidense Christene is. Christene wat uit die heidendom bekeer het, as wat daar Joodse Christene is. Dit wat vir hulle bekend was, het verander. Dit was selfs dalk verwarrend vir hulle, maar hiermee saam was dit in 'n tyd dat die Romeinse samelewing al hoe meer vyhandig begin optree teen Christene. Dit was al hoe moeiliker vir enige Christen om as 'n Christen te leef, om te getuig, om kinders groot te maak. Dit was vir hulle onsekere tye, waarvan die toekoms duister gelyk het, en hulle persoonlike omstandighede het gedreig om hulle plat te slaan. Die gemeente en elke Christen self het al hoe swaarder begin kry. En inderdaad is hulle later gemartel. Dit het gebeur. Van hulle is met die swaard gedood later aan. Sommige is selfs verbrand deur die Romeinse owerheid, soos wat die owerheid hulle veroordeel het en vervolg het. En jy kan vir jouself dink, hoe moes hulle gevoel het? Hier is hulle is Christene. Hulle dien die Here Jesus Christus, die verlosser, die koning. Hulle het die ewige lewe uit genade beerwe. Sy koninkryk het gekom en hulle wil die evangelie verkondig, maar nou stort hulle wêreld in duie. In plaas daarvan dat hulle as kinders van God gesien word, word hulle gereken as slagskape wat sommer doodgemaak kan word. Hulle toekoms, hulle kinders se toekoms het onseker gelyk. En hulle het beleef hoe die naaktheid, die armoede al meer op hulle begin afkruip. Die benoudheid wat selfs wou lam lê, was in hulle midde. En hoe werk dit?
Hulle is dan Christene. Beteken dit nie dat hulle moet vrede hê nie? Hulle staar bedreigings in die gesig, waar hulle beskuldig en veroordeel word deur ander mense. En dit dreig dat hulle hele wêreld in mekaar tuimel. En het jy nie alself so iets beleef nie? Jy weet wie Jesus is. Jy ken Christus, jy glo in hom. Waarlik God en waarlik mens. Hy het vir jou sondes gesterf en uit die dood opgestaan, soos ons ook laasweek gevier het. Deur Jesus Christus het jy versoening met God verkry. Jy het die ewige lewe in genade beerwe. Jy's gered en vry. Jy's nie verlore nie, en tog is daar al te dikwels iets of iemand wat jou wil beskuldig en wil veroordeel. Hoekom voel dit soms of alles om jou in duie stort? Hoekom is daar 'n sonde of sondes waarmee jy sukkel en nes jy dink jy het dit gewen, gebeur iets wat jou weer aankla as 'n sondaar? Hoekom is daardie klein verskilletjie met jou man of jou vrou van 2-3 weke gelede skielik nou terug in 'n groot geveg? Jy verstaan dit nie en dit is nie nodig nie. Dis verwarrend. Hoe het jy toegelaat dat dit hierby eindig? Dit voel of jy voor 'n regsbank veroordeel word dat jy dit toegelaat het, want dit is nie nodig. As jy jou plig nagekom het, maar jou werkgewer of die mense vir wie jy werk gedoen het, betaal jou nie op tyd nie, wil hulle daarmee sê, jy's onbetroubaar gewees? Wat van die wat vir jou werk, maar jou werkstyd steel deur kort op 'n foon te kyk, video's te kyk en uit te mors? Nie hulle werk te doen, maar dan wrint waar jou as 'n slegte werkgewer wil aankla. Al ken jy die Here, is daar gereeld iets in jou lewe wat jou beskuldig en wil veroordeel. Dis dinge wat ons persoonlik ervaar. En dit, geliefdes, is hoekom die Here hier in ons geleesde deel op 'n baie persoonlike wyse met ons praat. Met vrae soos: wie sal jou veroordeel? Wie sal jou beskuldig? Want soos met die Romeine, so wil die Here ons aandag voluit fokus op sy woord. Want sien, hierdie kwessie van beskuldiging en veroordeling is vir God baie persoonlik. Het jy opgelet hoe hierdie gedeelte sê dat God sy eie seun nie gespaar het nie? Daar in vers 32 en 34, hoe God hom sy seun oorgegee het, sodat hy moes sterf. Geliefdes, daar's min dinge in die lewe wat jou so diep en persoonlik raak soos jou kinders se welstand. As een van jou kinders iets oorkom of ernstig siek is, voel dit vir jou die wêreld kan maar gaan stil staan solank jy net jou kind kan beskerm, weer wel kan kry, gesond kan kry. 'n Ma sal met bonatuurlike krag baklei dat iemand nie haar kinders steel nie. 'n Pa sal tussen rowers en sy kind gaan staan dat hulle hom skiet en nie sy kind nie. Jou kinders is vir jou kosbaar. Kosbaar in die oortreffende trap. Hulle is nie net bloot die kosbaarste vir jou hier op aarde nie. Hulle is vir jou oorweldigend hyperkosbaar.
En God het sy kosbare seun gegee om te sterf vir elke gelowige wat hy uitverkore het. Dis baie persoonlik. En hy het dit gedoen vir jou. En vir jou kinders wat hy roep in genade. En dit, geliefdes, terwyl ons juis eintlik skuldig voor hom staan in ons sonde, dat hy juis ons eintlik daaroor kan veroordeel, maar God doen nie. Want hy gee sy seun om te sterf vir jou sonde aan die kruis, die perfekte offerlam vir jou sonde, sodat jy regverdig verklaar kan word. Is Jesus Christus, die eniggebore seun van God, wat uit die dood opgestaan het, en wat regeer aan die regterhand van God. Hy is die offerlam en die koning wat regeer, en daarmee saamtree hy ook in vir jou as middelaar. Hy is die offer, die regeerder, en hy tree in vir jou in sy persoonlike hoedanigheid, om jou regverdig te verklaar, sodat niemand jou kan aankla of veroordeel nie. Hy verklaar jou sy kind, en niemand kan beskuldiging teen sy kinders inbring nie. En dit bring ons by die tweede punt. Niks en niemand kan jou skei van God se liefde nie. Geliefdes van die Here Jesus Christus, ons is nie te gesondige mense. God begenadig ons en red ons deur die soensverdienste van Jesus Christus, sy seun. God tree in liefde op wanneer hy ons red en sy kinders maak, en deur die werking van die Heilige Gees bring hy ons tot geloof, sodat ons sonder vrees kan roep, Abba, Vader. En tog moet ons erken, al te dikwels roep ons nie sonder vrees uit nie. Al te dikwels kom daar angskrete van benoudheid van ons wanneer ons tot God roep. Krete soos, hoekom Here, hoekom met my kind? Ek weet nie wat om te doen nie, Here. Alles val uitmekaar. My gesin, my werk, ons land, my verhoudings. Help tog, Here. Geliefdes, dis nie verkeerd. Dis nie verkeerd dat ons tot God roep in ons angs nie. Inteendeel, ons mag dit doen as sy kinders. 'n kind mag tot sy vader roep. Maar die punt is, as ons meer as oorwinnaars is, dan verwag ons eintlik dat daar nie so baie dinge behoort te wees en behoort te gebeur wat ons so bang en angstig maak nie. Tog, soos ons vroeër al genoem het, is daar dinge wat dreig om 'n mens se lewe plat te slaan. Wat jou soos 'n totale mislukking kan laat voel en jouself kan laat wonder of God jou raak sien. En daar's nog wat ons kan noem. As jy nie die span gehaal het waarvoor jy so hard geoefen het, daardie werk waarop jy so baie hoop gesit het en toe nie gekry het nie, dan dreig die moedeloosheid om jou te oorval. Jy werk hard, maar die skuld word meer en die armoede raak al meer van 'n bedreiging. Jy beleef hoe jou verhoudings met mense wat jy liefhet uitmekaar val,
En jy probeer regtig daaraan werk, maar jou verantwoordelikhede, jou werk, dalk selfs jou gesondheid maak dit vir jou moeilik. Dinge soos dit, geliefdes, laat jou begin twyfel of jy werklik 'n oorwinnaar is, wat nog van meer as 'n oorwinnaar. Dis dan dat 'n mens maklik begin wonder of jy iets moet doen om God se liefde te verdien. Hierdie dinge maak ons bang dat ons dalk op een of ander manier geskei is van God se liefde en moet werk om dit terug te kry. En dis wat baie mense doen. Hulle dink so. Hulle dink hulle moet net harder probeer, net beter wees, net beter georganiseerd te werke gaan, beter doen om God se liefde te verdien of te behou. Dat hulle nie van sy liefde geskei word nie. Maar geliefdes, dit is 'n leuen. Dis nie waar nie. Die gedagte dat jy God se liefde moet verdien is vals. Niks kan ons van God se liefde skei nie. As ons geleesde gedeelte noukeurig nagaan, dan sien ons hoe dit vir ons uitlig. Die Here wys dit uit daar deur onder andere vir ons te sê dat hy ons meer as oorwinnaars maak en dat niks ons van sy liefde sal skei nie. Meer spesifiek as ons vers 37 lees ons daar, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En hier, geliefdes, het ons met 'n uitdrukking te maak wat 'n baie omvattende, diep en ryke betekenis het. Baie meer as met die eerste oogopslag. Die Griekse term wat hier gebruik word, is 'n woord wat 'n baie intensiewe betekenis dra. Dit sê ons is hypernikomen. Hypernikomen deur Christus se liefde. Hoor die hyper? Die term hypernikomen. Ons is oorwinnaars in die mees oortreffende trap moontlik deur hom wat ons lief gehad het. Ons is nie self die oorwinnaars nie. Christus is die oorwinnaar en deur hom word ons meer as oorwinnaars. Dit is deur sy werk. Christus Jesus wat vir jou gesterf het aan die kruis, opgestaan het, vir jou intree. Dis sy werk, deur sy werk wat jy meer as 'n oorwinnaar gemaak word. Selfs wanneer daar dinge in hierdie wêreld is wat jou bedreig, vat dit nie weg nie. Niks kan dit wegvat nie. Ons sien daar voor vers 37 verskeie kwessies wat genoem word. Aardse bedreigings, fisiese bedreigings, verdrukking, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid wat impliseer dat daar finansiële krisisse kan wees. Gevaar of swaard, bedreigings wat fisiese vervolging en selfs die dood voorstel. En na vers 37 sien ons nog sake wat genoem word, die dood of die lewe. Engele of owerhede of magte, teenwoordige of toekomende dinge, hoogte of diepte, enige skepsel. En terwyl al hierdie bedreigings genoem word, word daar 3 keer na die liefde van God verwys op 'n bevestigende wyse dat hy vir jou lief is. Vers 35 sê dit eintlik
dat niks van hierdie dinge ons van die liefde van Christus kan skei nie. Vers 37 praat van hom wat ons lief gehad het en vers 39 sê dat daar niks is wat ons van God se liefde deur Christus kan skei nie. Weer en weer bevestig dit. In die verse net voor vers 37 word daar veral aardse bedreigings genoem. Honger, swaard, verdrukking. Maar na 37 brei dit uit. Dit kring uit oor die hele skepping, hoogte of diepte. Selfs die geesteswêreld, engele, magte, enige skepsel. Dit kring uit selfs oor tyd, van die hede of toekomende dinge word genoem. En deur dit bevestig die Here dat niks aards, of in die hele skepping, of in die geesteswêreld, nou of ooit voorheen jou kan skei van sy liefde nie. Geliefdes, dit sluit enige beskuldiging of versoeking van 'n skepsel soos die duiwel in. Hy kan jou nie eers aankla, beskuldig voor God nie. Hy kan jou nie eers versoek met iets wat jou sal kan skei van die liefde van God nie. Ons is meer as oorwinnaars deur die werk van hom wat ons liefgehad het. Leef, geliefdes, soos 'n hyperoorwinnaar. Deur sy werk en liefde kan jy tot hom roep, Abba, Vader. In benoudheid en vrede, met die wete niks en niemand kan jou ooit skei van sy liefde nie. En daarom, geliefdes, as ons hier uitgaan, gaan leef soos 'n hyperoorwinnaar, want Christus het jou ewig lief. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, drie-enige God, Hemelvader, ons roep tot U, Abba, Vader, ons Vader, die heilige en enigste God, U wat ons diepste hartsverlange is. Ons aanbid U. Here, as ons dink hoe groot, hoe wyd alles, hoe wyer as alles U genade is, hoe oortreffend U genade is, dan slaan dit ons stom. Dan word ons stil, Here. Hoe kan dit wees dat U, Here Jesus, vir my 'n sondaar U lewe aan die kruis gegee het? Hoe kan dit wees dat U vir my 'n sonde veroordeelde vry verklaar en die ewige lewe skenk? Here, dit gaan ons verstand te bowe. U maak ons U ewige kinders en niks kan ons skei van U liefde nie. En daarom, Here, bring ons aan U die eer. U is die God van ons heil en ons vrede. Here, ons was verlore, maar is gevind, en dis als U werk. Daarom bid ons in dankbaarheid, Here, tot U die oorwinnaar, ons leidsman, en ons vra dat U deur die Gees ons sal lei om van U liefde te getuig in ons lewens
en dat ons die boodskap van oorwinning sal uitleef en uitdra in hierdie sondige wêreld. Dat ons dit sal verkondig, Here. Here, in dankbaarheid en afhanklikheid bid ons ook vir elke lidmaat van die gemeente. Elkeen wat met uitdagings gekonfronteer is, waar die moedeloosheid ook by tye dreig om plat te slaan. En saam met hulle bid ons vir die wat siek is, wie se liggame hulle tuister, Here. En ons pleit om genade en versterking, dat U hulle en elkeen van die gemeente sal verseker van U ewige liefde, waarvan ons nooit geskei kan word nie. Ons dank U, Here, ook vir gesondheid om elke dag te kan opstaan, om U te kan loof en prys, om aan ons kinders en ons kleinkinders hierdie groot genade en liefde van U te verkondig. Maar Here, omdat ons mense is, vra ons dat U ons sal versterk en deurentyd sal opbou deur die Gees, om vas te hou aan die troos dat niemand en niks ons kan veroordeel en niemand en niks ons van U, die oorwinnaar in wie ons meer as oorwinnaars is, se liefde kan skei nie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons antwoord op die Here se boodskap en sy woord waaruit ons gelees het, en ons sing saam gesang 299 vers 1 en 2, en ons bly staan vir die seëngroet en daarna sal die offergawes volg.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.